Goeiemôre, dit is Vrydag die 17de April. Vanoggend lees ons saam Handelinge 2 vers 42. Hier word geskryf oor die eerste gemeente. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Dit was vir daardie klomp gelowiges ongelooflik belangrik om saam te bly, om saam te groei in hulle geloof, saam te groei in dit wat die apostels hulle geleer het, wat hulle gelees het in die Ou Testament, om saam mekaar te ondersteun, saam brood te breek, wat verwys na saam te eet, maar ook nagmaal, en ook saam te bid. Ons as gelowiges moet vandag nog mekaar ondersteun, saam bid, saam Bybel lees, saam leer van God, saam mekaar dra in ons geloofslewe. Die lewe is maar vol uitdagings en baie keer kan ons struikel en val en soms twyfel, soms wonder, en dan help het as daar iemand is na wie jy toe kan gaan. Iemand wat jou kan aanmoedig, wat jou kan ondersteun, iemand wat 'n hand kan uitsteek en jou kan optel en jou kan vashou by wie jy veilig is. Mag jy dit beleef in jou geloofsgemeenskap, in jou gemeente. Mag jy dit ook wees vir ander mense in jou gemeente. Mag jy saam volhard in die leer van die apostels oor Jesus Christus. Volhard in jou saamwees met ander gelowiges, in jou gebed tot God. Hemelse Vader, dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap, van mense wat glo, van mense wat aan U vashou en vir U lief is. Dankie dat ons mekaar kan bystaan en optel, en ek bid dat elkeen wat luister dit persoonlik sal beleef, dat hulle deel is van so 'n gemeenskap. En Here, dat hulle self dit ook sal wees vir ander. Dankie dat ons in 'n verbondenheid met U kan lewe, deur die Heilige Gees wat in ons woon, met Christus, ons Verlosser en ons Here. Here, dankie dat ons kan bid, en weet dat U hoor. Ja, al voel het vir ons baie keer of ons gebede nêrens heen gaan nie, U hoor elke woord. U ken elke intensie in ons hart, beter as wat ons dit self ken. Mag ons oë oop wees, Here, vir U heerlikheid, U goedheid en U daar wees. Mag ons ore oop wees vir U woord. Ja, mag ons sensitief wees vir die Heilige Gees wat in en deur ons woon. Ons bid ook vir die wêreld waarin ons lewe. Here, met die chaos van oorloë en brandstof wat duurder raak, wat alles affekteer, politiek wat deur mekaar is, en sommer net al die chaos en alles wat verkeerd is. Geef ons wysheid oor hoe ons moet leef. Here, geef ons hoop en vrede. En mag elkeen wat U nie ken nie, die voorreg hê om vir U te sê, ons Vader, in Jesus Christus se naam. Amen.